Goeienaand broeders en susters. Baie welkom vanaand by hierdie ontmoeting met die Here. Vir ons 'n groot voorreg, 'n groot genade. Mag die Here vir ons ryklik seën. Ons sê ook welkom vir diegene wat deur die internet deel in ons erediens. Ons weet daar's van u wat in te huise sit, wat nie hier kan wees nie. Ons is bly dat u saam met ons kan deel in aanbidding van die Here. Ons verklaar saam met mekaar dat ons hulp is in die naam van die Here, hy wat die hemel en die aarde gemaak het. Liefdes in ons Here Jesus Christus, genade, barmhartigheid en vrede. Dit kom van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons begin, ons sing heerlik saam met mekaar, Psalm 89, dis bladsy 444, ons sing daarvan vers 1 en 6, van goedertierenheid sal ek vir ewig sing, en aan u trou, o Heer, altyd my hulde bring. Vers 1 en 6, Psalm 89. Kom ons lees saam uit die evangelie volgens Lukas, Lukas 24, vanaf vers 13 af. Lukas 24 vanaf vers 13, het handel oor die Emmausgangers. Nou hierdie gedeelte begin so: op dieselfde dag was twee van hulle. Nou hierdie twee van hulle verwys na twee mans wat deel was van ons Here Jesus se groter disipelkring. Dieselfde dag was twee van hulle op pad na die dorpie met die naam Emmaus, 12 kilometer van Jerusalem af. Hulle was in gesprek met mekaar oor al hierdie dinge wat gebeur. Dit is nou net na die opstanding van ons Here Jesus Christus. Terwyl hulle so gesels en gedagtes wissel, het Jesus self nader gekom en met hulle saamgeloop. Maar hulle oë is verhinder
om hom te herken. Hy vra hulle toe, wat is dit wat julle so ernstig met mekaar loop en bespreek? Met somber gesigte het hulle gaan staan, en een van hulle met die naam Kleopas antwoord hom, is u dan die enigste vreemdeling in Jerusalem, dat u nie weet van die dinge wat die afgelope dae daar gebeur het nie? Hy vra vir hulle, watter dinge? Hulle antwoord hom, die dinge in verband met Jesus van Nasaret, 'n profeet wat magtig was in woord en daad voor God en die hele volk, en hoe ons priesterhoofde en die lede van die raad hom oorgelewer het om ter dood veroordeel te word, en hom gekruisig het. Ons het so gehoop dat dit hy is wat Israel sou verlos. Maar boonop is dit vandag al die 3de dag van dat die dinge gebeur het. Nou het 'n paar vroue uit ons kring ons ook nog ontstel. Hulle was vanmôre vroeg by die graf en kon sy liggaam nie kry nie. Hulle kom vertel dat hulle 'n verskyning gesien het van engele wat gesê het hy lewe. Sommige van ons mense het ook na die graf toe gegaan en dit net so gekry soos die vroue gesê het. Maar hom het hulle nie gesien nie. Dis hy vir hulle, wat 'n gebrek aan begrip en wat 'n traagheid van gees. Glo julle dan nie al die dinge wat die profete gesê het nie? Moes die Christus nie hierdie dinge ly om in sy heerlikheid in te gaan nie? Daarna het hy by Moses en al die profete begin en al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het vir hulle uitgelê. Toe hulle by die dorpie kom waarheen hulle op pad was, het hy gemaak of hy verder wou gaan. Hulle het egter by hom aangedring en gesê, bly by ons, want dit is amper aand en die dag is al verby. Toe het hy ingegaan om by hulle oor te bly. Terwyl hy saam met hulle aan tafel was, neem hy die brood, vra die seun, breek dit en gee dit vir hulle. Toe gaan hulle oë oop en hulle het hom herken. Maar hy het uit hulle midde verdwyn. Hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het nie? Hulle het dadelik opgestaan en na Jerusalem toe teruggegaan. Daar kry hulle die 11 en die ander mense bymekaar en sê, en die sê, die Here het regtig opgestaan en hy het aan Simon verskyn. Toe vertel hulle wat op pad gebeur het en hoe hy aan hulle bekend geword het toe hy die brood gebreek het. Ons teksvers is vers 32 uit hierdie gedeelte, waar hulle sê toe vir mekaar, het ons hart nie warm geword toe hy op pad met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het. Het ons hart nie warm geword nie. Voordat ons saam bid, kom ons nader tot die Here met Psalm 33. Ons sing daarvan die 11de vers, bladsy 161. In God, die God wat ons beveilig, voel nou ons hart opnuut verblyd en op sy naam ontzaglik heilig. Vertrou ons tot in ewigheid. En dan, goedertier Vader, hoor ons as ons nader met 'n diep ontzag. Slaan ons gunstig gade, skenk ons u genade as ons op u wag, vers 11.
Kom ons bid nou saam. Ons hemelse Vader, ons dankie vanaand vir ons eie taal. 'n Taal wat hierdie week al 100 jaar in hierdie land erken word. Ons dankie vir ons mooi taal, vir sy baie unieke maniere van sê. Ons dankie vir ons taal se nuances. Ook ons taal kom van U af. Dis mooi. Dankie dat ons in Afrikaans ook ons diepste gevoelens met U en met mekaar kan deel. Ons blydskap, ons vreugdes. Dankie dat ons ook in hierdie taal na U toe kan kom. Ons moedertaal, eie taal. U mag weet, U verstaan ons. U hoor ons. As ons in ons taal na U toe kom. Ons dankie Here dat ons ook die Bybel in ons eie taal het. Dat ons dit in ons eie taal kan lees, kan oordink. Dat ons soveel gedeeltes van U woord in ons eie taal in ons hart kan bære. Want baie van ons ouer gelowiges wat nie meer kan lees nie, wat swak geword het. Hulle geheue kan oproep. En daarvan kan leef. Dit is U woord. Ons dankie Here dat U oor baie jare vir ons mense gegee het, wat U woord ook in Afrikaans vir ons kon vertaal. Dankie dat ons baie verskillende soorte vertalings het. Elkeen van hulle help ons om met U woord beter te kan verstaan. Dankie dat U steeds ook mense gee met die gawes om dit te kan doen. En ons is so ryklik bevoorreg dat ons U woord in ons eie taal het. Daarom wil ons vanaand ook bid vir hulle wat steeds besig is met die vertaling van die Bybel in verskillende tale. Here, dit is 'n uitdagende werk. Dit is 'n monumentale werk om U woord suiwer in 'n ander taal te kan vertaal. Ons wil bid dat U vir hulle die gawes sal gee, die vermoëns om U woord onvervals in ander tale te kan vertaal. Sodat mense U woord kan hoor, die kinders hulle kan verbly in U woord. Ons dankie Here vir ons Bybelgenootskap wat baie Bybels laat druk en versprei. Dankie vir hulle toewyding ook daarin. En dankie dat hulle dit in ons land onverskrokke kan doen. Dat hulle werklik alles daarin kan sit. Om soveel as moontlik Bybels daar te stel in verskillende tale vir mense om te lees. En ons wil ook bid, Here, dat U hulle sal seën. En dat U ook die verspreiding van U woord
van die Bybel, dat U tog dit ook sal seën. Sien die Bybelgenootskap daarin, en as ons daarbey betrokke is om 'n Bybel in iemand se hande te kan sit, mag dit vir ons 'n vreugde wees, en mag dit in die lewe van mense lig bring, hoop bring. Want U woord is waar, is ewig. Maar Here, daar is soveel jong kinders met wie ons werk, wat sukkel om te lees. Van hulle kan amper nie lees nie. Ons wil so graag sien dat hulle U woord lees, hulle eie maak. Maar dit gryp ons in die hart, dat hulle sukkel, van hulle sukkel om 'n sin te kan lees. En ons bid dat U vir ons in ons hele onderwysstelsel in ons land, dat U ons sal help. Dat al ons kinders in hierdie land sal kan lees. Maar Here, mag dit ons nie verhinder om steeds met daardie kindertjies, dan selfs groter kinders, te bly werk nie. Seën ons lippe om U woord verbaal aan hulle te kan oordra, om te kan vertel, om omstandighede vir hulle te kan skets, en om so ook ons kinders saam met ons te neem in verwondering oor U groot dade van genade, van barmhartigheid en van hulp. Mag U woord in ons harte leef, sodat ons met vrymoedigheid net kan vertel die groot dade deur die geskiedenis. Dankie Here dat ons getuies mag wees van hoe kragtig U woord is. Hoe U deur U Gees met U woord lig bring in mense se lewens, hoop bring. Dat U deur alle hindernisse heen sny, te kan uitkom by die hart van 'n mens. Mag ons vanaand ook uit U woord opnuut raak sien. Kragtig U woord is. U dit ook gebruik in mense se lewens. U woord is lewend, Here. U woord is kragtig. Dit bely ons, dit glo ons. U mag ons dit nooit vergeet nie. Dat ons U woord kan bring. En mag weet dis ongelooflike sterk werktuig van U Gees om in mense se lewens, in hulle harte te kan inkom. Seën ons saam wees. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Liewe broeders en susters en kinders, hierdie twee manne wat op pad was van Jerusalem na Emmaus toe. So lees ons hier, sy harte het warm geword toe ons Here Jesus met hulle, ons kan sê letterlik, vanuit die skrif gepraat het. Hier staan hulle harte het warm geword, wat hier letterlik staan is,
dat hulle harte brandend geword het toe ons Here Jesus vir hulle die skrif uitgelê het. Nou dit is vir my altyd so mooi gedeelte in die Bybel. Hierdie harte wat warm geword het. Maar weet jy, dit was nie altyd so in die lewe van hierdie Emmausgangers nie. Dink bietjie vir 'n oomblik, dis die opstandingsdag van ons Here Jesus Christus. Hierdie twee vriende is besig om nou Jerusalem te verlaat. Hulle is op pad na Emmaus toe, waarskynlik om die nag daar te gaan slaap. Heel waarskynlik laatmiddag is hulle besig om na alles wat in Jerusalem gebeur het, loop hulle nou maar die 12 kilometer, hulle gaan terug na Emmaus. En uit hierdie gedeelte kom ons baie goed agter dat hulle harte op daardie stadium glad nie brandend was nie. Hulle was in werklikheid, mens kan sê, ja, geskok. Hulle was verward. En ek dink 'n mens kan ook sê, hulle was diep hartseer. Want vir hulle was alles wat die afgelope tyd daar in Jerusalem gebeur het, baie opsigte totaal onbegryplik. Van Jesus het hulle geweldig baie verwag. Hulle sê dit ook. Hulle sê dat hulle gehoop het dat hy die verlosser van Israel is. En dink jou nou in, hy, Jesus, is nou dood. Hulle eie mense, so sê die twee Emmausgangers, die priesterhoofde, Sanhedrin, die Joodse Raad, het hom oorgelewer om veroordeel te word. Hy is gekruisig. 3 dae terug. Hy wrede vloek dood. Die een op wie hulle hoop was, is dood, is gekruisig. En wat hierdie manne nou nog verder ontstel het, as dit 'n klompie vroue vir hulle laat weet julle die graf is leeg. Jesus is nie meer daar nie. En niemand het hom nog gesien nie. Dis al die boodskappe wat hulle kry. Nou hierdie twee manne wat, soos ek net nou vir u gesê het, wat waarskynlik deel was van ons Here Jesus se groter disipelkring, was baie duidelik ontstel. Hulle was ontnugter. 'n Mens kan sê hulle was vol hartseer oor wat daar in Jerusalem alles gebeur het. Hulle kon ook meer sien hoe God se beloftes in vervulling gaan. Dis asof hulle hele lewe in mekaar gestort het. Hoeveel mense is vandag nie ook maar op hierdie pad nie? Diep ontnugter deur die wrede werklikhede van hierdie lewe. Deur dinge soos dood, siekte, swaar kry, mislukkings. Baie mense wat vandag geen hoop meer sien nie. Alles wat hulle beleef, wat ernstig wonder of God se beloftes ook vir hulle gaan waar word.
Miskien is elke mens vroeër of later op hierdie pad. Vanweë verskillende omstandighede. Maar weet jy, my liewe broeders en susters, wat ek en jy uit hierdie gedeelte moet raak sien, is dat ons Here Jesus, hierdie twee manne, hierdie Emmausgangers, te hulp kom. Hy kom hulle te hulp, want hy wil weer hoop in hulle lewe bring. Hy wil vir hulle brandende harte gee. En hy doen dit met hierdie twee Emmausgangers. Eintlik pragtig. Nou, hoe doen ons Here Jesus dit? Weet jy, vir baie lank het ek self gedink dat hulle harte weer brandend geword het. Toe ons Here Jesus eers by hulle aangesluit het, 'n reisgenoot van hulle geword het, en hy hom later aan hulle geopenbaar het. Toe hy die brood gebreek het, en hulle besef het, maar hier het ons te doen met die Here Jesus. En weet jy, as ons na ons teksverse kyk, sien ons dat die vlam van hoop reeds vroeër in hulle lewe aan die brand gesteek is. Dit het gebeur, en so hoor ons uit hierdie beskrywing. En hulle sê dit self, toe ons Here Jesus, terwyl hulle geloop het, al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, vir hulle uitgelê het, vir hulle verklaar het. Toe hy dit vir hulle uitgelê het, dat die Messias moes ly, dat hy moes sterf. Hulle sê, het ons hart nie warm geword, toe hy op pad met ons gepraat, en vir ons die skrif uitgelê het. So getuig hulle. So getuig hulle wanneer hulle omdraai en terug hardloop na Jerusalem toe. Het ons hart nie warm geword? Toe hy met ons gepraat en vir ons die skrif uitgelê het. Ek dink jy het gehoor uit hierdie gedeelte hoe ons Here Jesus met hulle te werk gegaan het. Hy het bloot by hierdie twee manne aangesluit, terwyl hulle op pad is na Emmaus toe. Laatmiddag sluit Jesus by hulle aan. Terwyl hy saam met hulle loop, laat hy hulle praat oor alles wat hulle beleef het. Hy laat hulle praat oor hulle teleurstellings, oor hulle ontnigtering, oor hulle moedeloosheid. Dis asof ons Here Jesus hy laat hulle harte uitpraat. En terwyl hy dan so saam met hulle stap en met hulle praat, kilometer na kilometer, 12 kilometer is 'n redelike afstand. Terwyl hy saam met hulle loop, dan begin hy met hulle wat mense kan noem Bybelstudie te doen. Ja, en ek dink dit moes iets wonderliks gewees het om te beleef. Dat die Here Jesus self met jou Bybelstudie doen, die skrif oopbreek. Bybelstudie in sy eie mond. Ons lees hier dat hy begin het by profete. En dat hy al die skrifuitsprake wat op hom betrekking het, uitgelê het. Nou dit het
Baie prakties het dit beteken dat hy al die gedeeltes in die Ou Testament, al die skrifuitsprake in die Ou Testament wat op hom betrekking het, vir sy lyding, sy opstanding, alles, dat hy met hulle daaroor gepraat het, dit aan hulle verduidelik het. Hy het vir hulle uit die skrif uit verduidelik dat al hierdie dinge wat in Jerusalem gebeur het, so moes gebeur. Dat alles wat in die Ou Testament oor hom geskryf was, besig was om nou so te gebeur, soos wat dit gesê is. En dan in besonder oor sy dood. Sy dood ter wille van mense se sondes. Weet jy, dit is 'n ongelooflike belewenis as 'n mens die dag regtig die Ou Testament vat. En jy gaan kyk na al die skrifuitsprake wat in die Ou Testament is, wat op ons Here Jesus se koms, sy kruisiging, sy opstanding en alles daarna betrekking het. Of jy een voorbeeld wys. Dis maar 2 gedeeltes, een uit Psalm 22 en 'n ander gedeelte uit Jesaja 52. Klomp dinge wat daar gesê word oor ons Here Jesus se koms, sy lyding. Daar is hope daarvan. Hope sulke voorbeelde wat vir ons sê, die skrif het waar geword. Dit wat God gesê het, het hy gedoen. Dit wat hy beloof het, het hy volbring. Dit is werklik 'n belewenis om 'n slag dit onder oë te kry. Dit gryp 'n mens diep in die hart aan. Uit die Bybel het ons Here Jesus vir daai Emmausgangers gewys dat hy as die Messias vernedering moes deurmaak. Lyding, dat hy doodgemaak moes word. En dat hy met sy opstanding daai mag van die sonde moes breek en gebreek het. Ek dink dit, ek sê dit weer eens, dit moes 'n ongelooflike voorreg vir hulle gewees het om dit te kom beleef. En dit het hulle harte warm laat klop. Dit het gemaak dat daai manne wat baie bedroef, baie teleurgesteld op pad was Emmaus toe, omgedraai het, terug Jerusalem toe, met enorme blydskap, met 'n boodskap, dat hulle terug Jerusalem toe, om vir ander te gaan vertel, wat het hulle gehoor, wat het hulle beleef. Weet ek dink ons kan vreeslik bly wees, dat ons Here Jesus aanvanklik hierdie 2 manne se oë gesluit het, om hom te herken. Dit wys vir ons dat hulle nie 'n voorsprong op ons het nie. Ek en jy hoef nie in Jerusalem te gewees het, daar op pad tussen Jerusalem en Emmaus, om ook brandende harte te hê nie. Ons Here Jesus gebruik self die skrif. Hy gebruik die Bybel. Die magtige middel wat God se Gees gebruik om na moedelose mense uit te reik.
Hy gebruik self die skrif om die harte van daai mense aan te raak. En deur sy gees aan hulle warm harte te gee. Brandende harte van opgewondenheid, van dankbaarheid. Noem dit op. Ons Here Jesus het die skrif gebruik. En weet jy, om self brandende harte te hê. Moet ek en jy ook werklik uit die woord van die Here leef. Kom ons sê vir mekaar, ons moet Bybelgelowiges wees. Ons moet, en daarvoor moet ons bid, ons moet 'n woordgemeente wees. En waarvoor ons in hierdie tyd waar ons leef moet bid, is dat ons 'n woordkerk sal wees en sal bly. En daar is baie aanslag op die kerk van die Here. Dis deur die Bybel, deur die skrif, dat die Gees in mense se lewens inkom om weer hoop te bring. Weer uitsig te bring, om blydskap te bring. En die Gees doen dit deur Christus aan ons te kom verkondig in sy volheid. Weet jy, die afgelope week sien ek iemand met wie ek volwasse katedese doen. Ons werk die aand. Maak 'n skets om die evangelie vir, dis 'n vrou, vir haar oop te breek. En ek sien net die lig aangaan. Maar ek gee toe vir haar 3 bladsye se skrifgedeeltes. Dat ek onder mekaar geskryf, en ek sê vir haar, vat hierdie skrifgedeeltes. Sny hulle uit, of gaan skryf by hierdie skets, skrifgedeeltes neer, wat daar ter sake is. En vanoggend, net voor die diens, sê sy vir my, ek is klaar. Maar daai opgewondenheid, is 'n warm hart. En die skrif, kom met haar praat, en ek het net besef, dis wat ons moet doen, dis waartoe ons geroep is. Want deur die Bybel skep die Gees warm harte. Gryp hy in mense se lewens in. En die Gees doen dit, broeders en susters, deur Christus en sy volheid aan ons te verkondig. Christus in sy oorgawe, sy lyding, om ons sondes te dra en daarvoor te betaal, om aan ons Christus te teken in sy opstanding, sy magtige oorwinning oor die dood en oor die sonde. Om vir ons te teken, is die een wat saam met die Vader die Gees aan ons gee. Nuwe lewe te bring. Mense se lewens. Die skrif verkondig aan ons Jesus Christus. Jesus Christus in sy koningskap aan die regterhand van die hemelse Vader. Hy verkondig aan ons Jesus Christus wat besig om terug te kom. Om alles nuut te maak in ons lewens, in hierdie wêreld van vandag. Skoon maar. Daarom gebruik jou Bybel. En ek wil sê, broeders en susters, kom ons sê vir mekaar, lees jou
Bybel asseblief sistematies. Nie maar net hier en daar 'n gedeelte waar die Bybel oopval nie. Leer die lyne ken van Genesis tot Openbaring. Jy is daagliks daarmee besig. Maak notas. Sluit by 'n Bybelstudie aan of 'n geloofsfamilie, sodat die Gees deur die skrif jou kan werk. Voed jouself daagliks met die woord van die Here, met Jesus Christus, die brood van die lewe. En as jy nie weet hoe nie, as jy nie weet hoe om dit ook nog te doen in hierdie besige lewe nie, kom vra raad. Daar's baie gelowiges wat dit reg kry. Laat die Gees deur die woord van die Here sy werk in jou doen. Laat die Gees deur die woord van die Here jou oë vir Christus open. En om so ook daai vlam in jou lewe in die brand te steek. Daai vlam van ek het hoop, ek het 'n verwagting, ek het 'n toekoms in Christus. Want sonder Christus bly alles uitsigloos. Maar met Christus in my lewe word ek soos hierdie Emmausgangers, mense met brandende harte, brandend van blydskap, brandend van hoop, ook brandend om te gaan vertel, te deel, om hoop te bring, ook in hierdie ou stikkende wêreld waarin ons leef. Amen. Kom ons sing van die woord van die Here uit lied 255. Kom ons sing daarvan vers 1, 2 en 3.
Ons hemelse Vader, mag ons van U vra om ons elkeen 'n leerling te maak. 'n leerling in U koninkryk, in U woord. Help ons, Here, om uit U woord ou skatte weer te kan ontdek en ons daarin te kan verbly. Help ons deur die Gees om nuwe dinge te kan ontdek en daardeur versterk en opgebou te word. Help ons om in ons besige lewe, gejaagde lewe, werklik tyd te maak om met U woord besig te wees. Daarvoor, Here, dit bely ons, het ons U Gees se insig nodig. Ons kan dit nie uit onsself doen nie. Daarom bid ons dat U kragtig deur U Gees Uself van ons sal bekend maak in U heerlikheid, in U liefde, U genade, in U triomf. En dat ons as U kinders daarom ook met brandende harte sal lewe. As mense met hoop, met verwagting. Mense met 'n toekomsvisie. Omdat ons aan Christus behoort, deur hom gekoop is. Seën vir ons in alles wat ons hierdie week moet doen, ons daaglikse werk. Hou U hand oor ons lewe, bewaar ons van sonde, bewaar ons van versoekinge. Maak ons die blymoedige kinders net bereid om U te dien en elke mens wat oor ons pad kom. Seën vir ons in ons huise, seën ons kinders. Mag daar in ons huise 'n blydskap in die Here wees, wat uitstraal uit ons gesinne, wat ander kan sien. Hoor ons gebed as ons dit van U vra om Christus ontwil. Amen. Lied 588. Kom ons sing daarvan ten slotte vers 1 en 3. Dit is lied 588 vers 1 en 3. En dan ons kollektes gaan vanaand vir die diakonale kas en vir die emeritaatfonds. Amen.
Kyk nou hoe die Here vir jou seën, ook vir hierdie week wat voorlê. Die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God ons Vader, en die gemeenskap van die Heilige Gees, is met julle.